Ons gaan saam lees uit Romeine 5 vers 12 tot en met vers 21 en ek lees dan vir u voor vanaf vers 12. Daarom soos deur een mens die sonde in die wêreld ingekom het en deur die sonde die dood, en so die dood tot alle mense deurgedring het, omdat almal gesondig het. Want voor die wet was daar al sonde in die wêreld, maar sonde word nie toegereken as daar geen wet is nie. Tog het die dood geheers van Adam af tot op Moses, ook oor hulle wat nie gesondig het in die gelykheid van die oortreding van Adam nie, wat 'n voorbeeld is van hom wat sou kom. Maar dit is met die misdaad nie soos met die genadegawe nie. Want as deur die misdaad van die een baie gesterf het, veel meer het die genade van God en die gawe deur die genade van die een mens, Jesus Christus, vir baie oorvloedig geword. En nie soos deur die een wat gesondig het is die gawe nie, want die oordeel was uit een tot veroordeling, maar die genadegawe is uit die misdade tot vryspraak. Want as ten gevolge van die misdaad van die een, die dood geheers het deur die een, veel meer sal hulle wat die oorvloed van die genade en van die gawe van die geregtigheid ontvang, in die lewe heers deur die een, Jesus Christus. Daarom dan, net soos dit deur een misdaad vir alle mense tot veroordeling gekom het, so ook is dit deur een daad van geregtigheid vir alle mense tot regverdigmaking van die lewe. Want soos deur die ongehoorsaamheid van die een mens baie tot sondaars gestel is, so ook sal deur die gehoorsaamheid van die een baie tot regverdiges gestel word. Maar die wet het daarby gekom sodat die misdaad meer sou word. En waar die sonde meer geword het, het die genade nog meer oorvloedig geword, sodat soos die sonde geheers het in die dood, so ook die genade kan heers deur die geregtigheid tot die ewige lewe, deur Jesus Christus, ons Here. Net tot sover het die onfeilbare woord van die Here. Nou ek wil graag vanaand die aandag vestig op die 17de vers van Romeine 5, wat sê, want as ten gevolge van die misdaad van die een, die dood geheers het deur die een, veel meer sal hulle wat die oorvloed van die genade en van die gawe van die geregtigheid ontvang, in die lewe heers deur die een, Jesus Christus. Daarom dan na aanleiding van hierdie gedeelte en ook die teks van oordenking, wil ek graag die tema aan u voorhou, God se regstellende aksie vir die mensdom se nood. God se regstellende aksie vir die mensdom se nood. Nou, regstellende aksie is 'n term wat in ons daaglikse lewe gebruik word, wat eintlik 'n baie negatiewe konnotasie daaraan het. Dit is so algemeen in die samelewing gebruik, dat ons nie eens meer ag gee, dat wanneer dit in 'n besigheids- of 'n maatskappy omgewing ingestel word, dat dit vir ons 'n skok is nie. Behalwe natuurlik as dit jou direk raak, dan glo ek dat dit 'n geweldige skok is, en dat 'n mens altyd vra, maar hoekom? Nou, om iets reg te stel deur regstellende aksie, beteken dat daar iets verkeerd moes wees, voordat aksie nodig is. Want ek glo dat jy sal saamstem dat mense iets regstel wat reeds reg is nie. Mens gaan nie iets reg maak en meer reg maak nie. En net so vir die hele mensdom is daar 'n besonderse groot nood waarin die mensdom homself bevind, wat 'n regstellende aksie nodig het en dringend nodig het. En dit is God wat daardie regstellende aksie gee. En daarom kom Paulus ook in hierdie gedeelte en hy kom beeld baie mooi uit dat daar 'n regstelling is vir 'n baie groot nood wat oor die mensdom gekom het. En hy speel heeltyd hierdie twee gedagtes teenoor mekaar op om uit te wys die negatiewe kant wat hierdie regstelling nodig het, maar dat hy wys ook dat die positiewe aksie reeds geneem is deur God. Net ook om van die begin af duidelik te maak, wil ek net noem dat dit nie 'n reaksie is van God wat hierdie nood beantwoord nie. Maar God in selfwetendheid het geweet dat die mensdom in hierdie nood gaan val. En daarom het hy reeds voor die grondlegging van die aarde hierdie reddingsplan vir die mens kom gee. En hy het dit so bepaal en so ook uitgevoer. Maar hierdie nood waarin die mensdom homself bevind, is niks anders as die geestelike dood nie, is niks anders as 'n geestelike doodsheid nie.
En dit affekteer die hele mensdom en almal word daarbey geraak, want elke mens in die mensdom word in sonde ontvang en gebore. En dit is hierdie geestelike verlorenheid waarin die mens gebore word. En elke mens word in hierdie besonderse groot nood ingedompel. En dit word deurgetrek na ons toe vandag. Elkeen wat was, elkeen wat is en elkeen wat nog sal kom, wat nog gaan leef, word saamgetrek in hierdie nood, in hierdie mensdomse nood. Maar die wonderlike regstellende aksie van God, wat hy daar geplaas het, maak dit ook moontlik vir elke een om dan uit hierdie dood uit te kom. Want die aksie wat God neem, gee lewe. En daarom wil die Here vanaand vir elkeen kom uitwys uit hierdie gedeelte dat elke een in hierdie nood vasgevang is. Hierdie nood wat die mensdom oortref het, dat hy daarteen aksie geneem het en dat dit beskikbaar is vir elke een wat in hierdie nood vasgevang is. So gaan ons dan ook kyk na hierdie gedeelte en sien die gedagtes wat Paulus gebruik om teen mekaar op te speel, om te sien hoe hierdie aksie van God, hierdie regstellende aksie van God, hoe dit uitgevoer is en beskikbaar is vir elke een wat hom of haarself in hierdie nood dan bevind. En dit is twee hoofgedagtes wat ek met u vanaand gaan deel. Eerstens die mensdom se nood en dan God se regstellende aksie vir hierdie nood. Nou, Ray Comfort, 'n baie bekende straatevangelis in Amerika, wat die Way of the Master gedeel of ontwerp het en gebruik ook om mense te evangeliseer, gebruik altyd hierdie illustrasie en hy sê hy het 'n wondermiddel vir 'n dodelike siekte. Maar hierdie wondermiddel is die enigste middel wat daar is wat hierdie dodelike siekte gaan genees. En hierdie wondermiddel verwyder die hele siekte uit die liggaam van die een wat hierdie siekte het. Maar die mens wat die siekte het, gaan nie hierdie wondermiddel aanvaar as hy nie weet dat hy hierdie siekte het nie. Hy moet eers gediagnoseer word met hierdie siekte voordat hy net enige iets gaan aanvaar. En dit is presies wat Paulus vir ons hier kom uitwys. En voordat ons God se regstellende aksie kan raak sien, moet ons eers die nood raak sien en besef, voordat hierdie regstellende aksie enigstens vir ons gaan sin maak. En daarom gaan ons dan stilhou by die eerste punt in die hoofgedagte, en dit is die mensdom se nood. En vir hierdie hoofpunt sien ons in die eerste gedeelte van Romeine 5 vers 17, want as ten gevolge van die misdaad van die een, die dood geheers het deur die een. My eerste ondergedagte onder hierdie hoofpunt, die mensdom se nood is deur Adam bewerk. Ons sien in Romeine 5 vers 15 se tweede gedeelte, want as deur die misdaad van die een baie gesterf het. Nou 7 keer in hierdie gedeelte verwys Paulus na een mens. Een mens wat gekoppel word met hierdie oorheersende dood. En die een waarna verwys word is niemand anders as Adam nie. Ons sien byvoorbeeld in vers 12 soos deur een mens. Vers 14 van Adam af. Vers 15 misdaad van die een. Vers 16 deur die een. Vers 16 ook was uit een. Vers 17 deur die een en vers 19 van die een. Nou Adam is die skuldige een wat die oorsaak is dat hierdie dood tot die hele mensdom uitgestrek het en oorgespoel het. Hy is die een wat gesondig het en daarom kom dit neer op die hele mensdom wat na hom sou kom. Elke mens wat uit Adam uit sou kom, word in hierdie nood vasgevang. Een baie belangrike term of konsep wat 'n mens moet verstaan hieruit, is dat Adam gesien word as die federale hoof van die mens. Dit beteken eenvoudig dat Adam aangestel is deur God om as hoof van die mens op te tree. Hy is in die tuin van Eden geplaas met die opdrag in Genesis 1 vers 28 wat sê, en God het hulle geseën en God het vir hulle gesê, wees vrugbaar en vermeerder en vul die aarde. Maar met hierdie klem, onderwerp dit. Nou deur hierdie opdrag van God aan Adam, is Adam aangestel as die hoof van die mens. Almal wat uit hom sou voortkom, is hy die hoof. Hy is die verteenwoordiger van die hele menslike geslag daarna. Maar soos ons ook gelees het in Romeine 5 vers 12, die eerste gedeelte, daarom soos deur een mens die sonde in die wêreld ingekom het,
En hierdie een mens is ons verteenwoordiger vandag. Daarom val elkeen van ons wat hier sit, almal wat luister, die hele wêreld word vasgevang onder Adam. Niemand word daarby uitgesluit nie. Die hele mensdom van Adam af, almal wat sou bestaan, almal wat nog gaan kom, word uit Adam uitgebore. Maar ons sien ook hierdie selfde beeld van 'n vaderfiguur van die mensdom, sien ons in Abraham wat die vader van die geloof is. Want God het 'n belofte aan Abraham gemaak dat uit hom 'n groot nasie sal voortkom. En daar word byvoorbeeld in Handelinge 7 vers 2 ook bevestig deur die apostels wat erken dat Abraham hulle vader is. Handelinge 7 vers 2 en hy sê, broeders en vaders, luister, die God van die heerlikheid het verskyn aan ons vader Abraham. Hy is hulle vader omdat God hom uitverkies het om 'n volk te wees waaruit God hulle sal afsonder om 'n lig te wees vir die nasies om hulle. Maar net soos wat Abraham dan die vader van die geloof is Adam die vader van die mensdom. En daarom is dit wat hy ook gedoen het, direk gekoppel op elke een wat na hom gebore sou word. En dit sluit ons almal in. En niemand word daarby uitgesluit nie. Elke mens is self skuldig. En daarom sal ons ook skuldig bly. Nou soos wat hierdie nood aan die mensdom daar is, deur een mens, Adam, soos dit so deur hom ontstaan het, lei dit ook met die volgende gedagte, dat die mensdom se nood is as gevolg van een oortreding. Soos een mens, een oortreding. Romeine 5 vers 18 se eerste gedeelte sê, daarom dan, net soos dit deur een misdaad. Nou in die Grieks is daar verskeie terme of woorde wat gebruik word om die term sonde aan ons uit te wys, om ons te leer wat beteken hierdie sonde wat gepleeg is. In hierdie gedeelte is daar minstens 4 woorde wat Paulus gebruik om uit te beeld die oortreding van Adam. Nou, ek wil nie u bemoei met die Grieks nie, maar net so vinnig ligtelik noem, die een beteken, of hamartia, word gebruik vir die begrip van sonde, en dit is om net van die regte weg af te dwaal of om die doel te mis. Dan verder word die woord gebruik parabasis, en dit word vertaal as oortreding. En dit is niks anders as 'n oortreding van die wet nie. Dan verder die woord paraptoma, wat vertaal word as misdaad. Die betekenis hiervan is om 'n valse stap te neem, of om afvallig te word. En dan natuurlik ook die woord paraku, wat vertaal word vir ongehoorsaamheid. En dit dra die betekenis dat Adam ongehoorsaam was aan God se woord. Hy het gefaal om te luister. Hy het nie gehou dit wat God aan hom voorgeskryf het nie. So Adam was skuldig aan al hierdie. En die opdrag waarin Adam gefaal het om te luister, is vir hom gegee in Genesis 2 vers 17 wat sê, maar van die boom van die kennis van goed en kwaad, daarvan mag jy nie eet nie. Want die dag as jy daarvan eet, sal jy sekerlik sterwe. En dit is die opdrag wat God aan Adam en Eva gegee het, om nie hiervan te eet nie. Maar hierdie opdrag is oortree deur die federale hoof van die mensdom. En ons sien dit in die sondeval van Genesis 3. Want hy het die vrug geëet wat Eva vir hom gegee het, waar die Satan haar verlei het of mislei het om dan te eet. En dit is sonde wat gepleeg is deur een misdaad, oortreding, deur 'n ongehoorsaamheid aan God se woord, het hulle geval in sonde en hulle so besef dat hulle albei naak is. En Paulus beklemtoon dan hierdie spesifieke oortreding deur die manier waarop hy hierdie woorde gebruik in hierdie gedeelte vir sonde. Met Adam as federale hoof van die mensdom is hierdie oortreding ook deurgetrek na elkeen van ons toe vandag. Elke mens wat uit Adam uitkom is skuldig voor God. Romeine 5 vers 12 weer eens, en so die dood tot alle mense deurgedring het, omdat almal gesondig het. En net so kom Dawid ook, en hy skryf in Psalm 51 vers 7, kyk, in ongeregtigheid is ek gebore, en in sonde het my moeder my ontvang. Dit beteken dat die mens in hierdie sondige doodsheid, in hierdie dooie toestand gebore word. Dawid het erken,
As babietjie is hy in hierdie sonde toestand gebore, in hierdie doodsheid. Hierdie ongeregtigheid wat daar deurgevloei het van Adam af, is waarmee hy gebore is. Dis hoe sy moeder hom ontvang het. En dan skryf Paulus in Romeine 3 dieselfde gedagte ook, dat almal gesondig het. Romeine 3 vers 23, almal het gesondig en dit ontbreek hulle aan die heerlikheid van God. En daarom, liewe vriende, soos ons hier is onskuldig voor God. Elke mens wat in die wêreld inkom, word in hierdie sondige toestand gebore. Elkeen word met hierdie ongeregtigheid gebore. En niemand kan dit ontvlug nie, want niemand is goed genoeg om dit te kan ontvlug nie. En dit vergroot eintlik net hierdie dooie toestand van die mensdom, hierdie nood waarin hy homself bevind. Dit is die nood wat gekom het tot die hele mensdom, as gevolg van Adam, deur hierdie een oortreding wat hy begaan het. Dan hierdie nood van die mensdom het ook 'n baie negatiewe gevolg vir elke een wat sal kom, en elke een wat was. En die mensdom se nood loop uit tot veroordeling. Romeine 5 vers 16 se eerste gedeelte, en nie soos deur een wat gesondig het is die gawe nie, want die oordeel was uit een tot veroordeling. So met die sonde van Adam as die federale hoof van die mensdom wat hy begaan het, is daar 'n verskriklike negatiewe gevolg wat daarop volg. En dit is dat die mensdom in hierdie doodsheid sal val. En dit is die dood. Met die dood is dit nie 'n verwysing net na die fisiese sterwe van die liggaam nie, maar 'n geestelike dooie toestand wat veroordeel gaan word. Die mens word geestelik doodgebore en dit skei hom van God, soos wat Romeine 3 vers 23 vir ons wys. Dit ontbreek hulle aan die heerlikheid van God. Nou met hierdie skeiding tussen God en die mens is daar absoluut niks positiefs wat daaruit kan vloei nie, want die mens bevind homself in hierdie doemwaardige toestand. Nou as die skeiding tussen God en die mens nie genoeg is nie, sê Paulus verder in Romeine 6 vers 23, die loon van die sonde is die dood. En hy praat van die tweede dood wat daar sal wees. Dit is die loon, dit is die verdiende loon van die mensdom in hierdie huidige nood. En hierdie dooie toestand van die mensdom plaas die mens in 'n besonderse groot nood. En boonop dit leer die woord van ons dat daar aan die einde van die dae 'n wit troonoordeel sal wees, waar elkeen wat in hierdie nood vasgevang is, veroordeel gaan word. En ons lees in Openbaring hoe hulle veroordeel gaan word, in Openbaring 20 vers 12 tot 15, en die dode is geoordeel na wat in die boeke geskryf is volgens hulle werke, en die see het die dode gegee wat daarin was, en die dood en die doderyk het die dode gegee wat daarin was, en hulle is geoordeel, elkeen volgens sy werke, en die dood en die doderyk is in die poel van vuur gewerp. Dit is die tweede dood. En as dit bevind is dat iemand nie opgeskryf was in die boek van die lewe nie, is hy in die poel van vuur gewerp. En die mensdom in hierdie dooie toestand gaan in die poel van vuur gewerp word. En dit is 'n ewige dood in die poel van vuur wat die hel is. Hierdie nood van die mensdom loop uit tot veroordeling. Elke mens wat daar is, van Adam af tot die dag wat die Here Jesus sy voete op die Olyfberg gaan neerkom sit, gaan kom plaas, word hierby ingesluit. En God het 'n dag bepaal wat elkeen wat deel is van hierdie nood, dat hulle geoordeel gaan word volgens dit. En dit is 'n oordeel wat lei tot die tweede dood, en dit is in die poel van vuur in die hel. Hierdie hel waarvan die woord van God praat, is beslis nie 'n lekker plek nie. Dis nie 'n plek waar jy jou tassies pak en 'n bietjie vakansie gaan hou nie. Die woord beskryf dit as 'n plek waar daar 'n geknars van tande gaan wees. Mense gaan bitterlik ween, want dit is 'n ewige pyniging en 'n swaalvuur wat nie geblus kan word nie. Dit is tot in ewigheid. En dit is 'n dooie toestand. Want Paulus skryf Romeine 6 vers 23, die loon van hierdie sonde is die dood. En weer eens Romeine 5 vers 12 in sy geheel, daarom soos deur een mens die sonde in die wêreld ingekom het, en deur die sonde die dood, en so die dood tot alle mense deurgedring het, omdat almal gesondig het. Dit, liewe vriende, is die uiteinde van almal in hierdie dooie toestand
die toestand waarin die mensdom homself bevind. En dit is 'n veroordeling wat sal kom in die einde, wanneer God bepaal dat Jesus weer gaan terugkom na die aarde toe, waar hy elkeen gaan oordeel volgens sy werke. En dit plaas elke persoon in 'n besonderse groot nood. En daar is slegs een uitkomkans uit hierdie nood uit, en dit is die silwerrandjie. En dit is alleenlik deur die ingrypende hand van God. Hierdie ingryping van God het gekom, en dit is God se regstellende aksie om die mensdom uit hierdie nood uit te kom verlos. En dit begin weer eens net by een persoon. Romeine 5 vers 17 se tweede gedeelte, wat die teks is vir ons tweede hoofpunt, oorvloed van die genade en van die gawe van die geregtigheid ontvang in die lewe heers deur die een, Jesus Christus. En dan sien ons die eerste ondergedagte by hierdie hoofpunt, God se regstellende aksie is deur Jesus Christus bewerk. Romeine 5 vers 15 se laaste gedeelte, veel meer het die genade van God en die gawe deur die genade van die een mens, Jesus Christus. Nou binne God se raadsplan, sy plan om die mensdom uit hierdie nood uit te kom verlos, het hy reeds sy reddingsplan vir die mensdom gegee by die sondeval. Dadelik toe dit gebeur, het God die uitweg gewys. En ons sien dit in Genesis 3 vers 15 wat sê, en ek sal vyandskap stel tussen jou en die vrou en tussen jou saad en haar saad. Hy sal jou die kop vermorsel en jy sal hom in die hakskeen byt. En dit staan bekend as die moederbelofte. Dit is die belofte wat God gegee het, dat daar 'n verlosser sal wees uit hierdie nood uit. Dit is die belofte wat hy gemaak het, net nadat Adam oortree het, wat die hele mensdom in hierdie sondige toestand geplaas het, dat hy 'n verlosser gaan stuur. En daarom word God se regstellende aksie deur een mens bewerk. En dit is niemand anders as Jesus Christus nie. Daar is geen mens wat sy eie aksie kan neem om uit hierdie nood uit reggestel te word voor God nie. Maar dit word slegs bewerk deur die een wat gekom het om dit te kom doen. En dit is Jesus Christus. Handelinge 4 vers 12 is eintlik so gepas waar die apostels sê aan die gemeente en dat die wat hulle hoor, Handelinge 4 vers 12, en die saligheid is in niemand anders nie, want daar is ook geen ander naam onder die hemel wat onder die mense gegee is, waardeur ons gered moet word nie. En dan kom bevestig Paulus dit in 1 Korintiërs 15 vers 22, die opstandingshoofstuk, want soos hulle almal in Adam sterwe, so sal hulle ook almal in Christus lewend gemaak word. Hierdie een het gekom, en sy naam is Jesus Christus. En Jesus Christus is God se regstellende aksie. Hy het gekom vir ons almal, vir die hele wêreld. Baie bekende vers, Johannes 3 vers 16, want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy enige gebore seun gegee het, sodat elke een wat in hom glo, nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. En dit is slegs deur hom wat hierdie regstellende aksie kan plaasvind. Terwyl u dalk dink dat u kerklidmaatskap vir u wegverseker. Terwyl u dink dat die doopsertifikaat wat u dalk mag gaan vashou, 'n wegverseker. Terwyl u dink barmhartigheidswerk van tyd tot tyd 'n wegverseker, dan sê die woord van God vir ons in Efesiërs 2 vers 8 en 9 dat dit nie uit hierdie nood uit kan red nie. Efesiërs 2 vers 8 en 9 wat sê, want uit genade is julle gered deur die geloof. Dit nie uit julleself nie, dit is die gawe van God. Dit is die geskenk van God. Dit nie uit die werke nie, sodat niemand mag roem nie. Dit is nie deur die eie toedoening van mense hande wat uit hierdie mensdom se nood uit vrykoop nie, maar dit is alleenlik Jesus Christus. En die bewys is daar dat God mense wil red. Titus 2 vers 11 wat sê die reddende genade van God het aan alle mense verskyn. Maar ook is dit nie God se wil dat enige iemand verlore moet gaan nie. 2 Petrus 3 vers 9, die Here vertraag nie die beloftes soos wat sommige dit vertraging ag nie, maar hy is lankmoedig oor ons en wil nie hê dat sommige verlore moet gaan nie, maar dat almal tot bekering moet kom. God se wil is dat alle mense gered word. En daarom kom strek God sy hand uit
deur middel van Jesus om alle mense, elke mens nader na hom toe te trek. En daarom kan u ook verseker weet dat hierdie regstellende aksie van God, dat dit bewerk is deur een persoon en een persoon alleen. En dit is Jesus Christus, ons verlosser. Hierdie regstellende aksie van God kom nie net deur een persoon alleen nie, maar soos met Adam se een oortreding word dit deur een daad van geregtigheid ook bewerk. En dit is God se regstellende aksie deur hierdie een daad van geregtigheid. Romeine 5 vers 18 se tweede gedeelte, so ook is dit deur een daad van geregtigheid. Dit is slegs hierdie een daad van geregtigheid wat God se regstellende aksie na die verlore mensdom in sy groot nood bring. Dit is die dood op die kruis waar Jesus sy eie lewe afgelê het, waar hy sy eie kruis gedra het tot die dood, sodat elkeen wat in hom glo nie verlore kan gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. En die enigste manier hoe die mensdom uit hierdie nood uit gered kan word, is deur die volmaakte offer wat aan die kruis betaal is. Hebreërs 9 vers 22 sê, sonder bloedvergieting vind daar geen vergifnis plaas nie. En dit was die versoeningswerk van Jesus Christus, wat hierdie dood van die mensdom kom regstel het, sodat daar lewe in oorvloed kan wees. Hierdie daad van geregtigheid is reeds voor die grondlegging van die aarde vasgestel en bepaal. Alles het gebeur volgens wat God dit bepaal het. En hierdie een daad van geregtigheid word in die fynste detail geskryf in Jesaja 53. 'n Profesie wat opgeskryf is 600 jaar voordat hierdie een daad van geregtigheid plaasgevind het. En ek wil graag een vers aan u voorhou. Jesaja 53 vers 5, maar hy is terwille van ons oortredinge deurboor. Terwille van ons ongeregtighede is hy verbrysel. Die straf wat vir ons die vrede aanbring was op hom. Deur sy wonde het daar vir ons genesing gekom. En dit is die kruiswerk van Jesus Christus. Dit is die een daad van geregtigheid wat almal kom vrykoop van hierdie besonderse nood. En dit is die regstellende aksie van God wat hy gebruik het om dit te bewerk. Hierdie kruiswerk van die Here Jesus Christus was vir elke een van ons, terwyl hy gemartel was, terwyl hy sy eie kruis gedra het tot die dood, sodat ek en u lewe kan hê, sodat ons lewe kan hê in oorvloed, en dat daardie lewe ook vir elke een beskikbaar kan wees. Met hierdie een daad van geregtigheid aan die kruis het hy ons kom vrykoop. Hy het ons laste op hom geneem, al ons skuld het hy uitgedelg. Hy het dit saam met hom op die kruis gedra. Kolossense 2 vers 14, en die skuldbrief teen ons, wat met sy insettinge ons vyandig was, uitgedelg en weggeruim, deur dit aan die kruis vas te naal. Dan ook 1 Petrus 3 vers 18, want Christus het ook eenmaal vir die sondes gelei, hy die regverdige vir die onregverdiges, om ons tot God te bring. God se regstellende aksie het lewe gekry by die kruisdood van Jesus Christus. Alles wat deur Adam bewerk was, het hy kom vernietig. Die skeiding wat daar tussen God en die mens is, wat ontstaan het, is deur Christus weggeneem. Dat elke een wat in hom glo, en hierdie een daad van geregtigheid wat hy kom bring het, dat almal daardeur ook hierdie skeiding toegemaak word voor. En elkeen wat na die kruisdood van Jesus kyk en ten volle glo dat hy vir ons sondes gesterf het en dat hy weer opgestaan het uit die dood, dat hy opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God die Almagtige Vader, dat almal wat in dit glo, dat dit geregtigheid sal bring tussen hom en God. En deur middel van die kruisdood van Jesus is daar ook 'n wonderlike gevolg wat kom. En dit is die God se regstellende aksie loop uit tot vryspraak. Romeine 5 vers 16 se tweede gedeelte, maar die genadegawe is uit baie misdade tot vryspraak. God se regstellende aksie het 'n positiewe gevolg, en die gevolg is dat die hele mensdom uit sy nood uit bevry word. Mense wat glo word vrygespreek van hulle sonde, word vrygespreek van die veroordeling wat daar sal kom as hulle in die nood vasgevang word. En hierdie vryspraak is die vergifnis van sondes.
Dit is die vergifnis van die mens se misdade. Jesaja 43 vers 25, ek is dit wat jou oortreding uitdelg om my ontwil, en aan jou sondes dink ek nie. Die Here neem die sonde weg, of hy werp dit tot in die diepste van die diepste see, en hy dink nooit weer daaraan nie. Psalm 103 vers 12 wat sê, so ver as die ooste verwyderd is van die weste, so ver verwyder hy ons sondes van ons oortredinge van ons. Hy neem weg, deur hierdie vryspraak te gee, sodat die mens uit hierdie nood gered kan word. En die veroordeling wat kom deur Adam, word verander in die ewige lewe, saam met Jesus Christus in die hemel. My vriende, dit is hoe God werk. God neem aksie, regstellende aksie wat hy uitvoer, en hy gee lewe waar daar dood is. Hy vergewe oortreding van sondes, sodat ons dan die geleentheid ook kan kry om deur geloof na hom toe te gaan. Die geskenk, sodat ons die geskenk van die ewige lewe kan ontvang. En dit is Romeine 6 vers 23 se tweede gedeelte wat sê, die genadegawe van God is die ewige lewe in Christus Jesus, ons Here. Efesiërs 1 vers 7 wat sê, in hom het ons die verlossing deur sy bloed, die vergifnis van die misdade na die rykdom van sy genade. En dan 1 Johannes 2 vers 2 wat sê, en hy is 'n versoening vir ons sondes, nie alleen vir ons nie, maar ook vir die van die hele wêreld. God kom verwyder die sondeskuld, sodat u vry kan wees, sodat die boeye van die wêreld losgemaak kan word, en u die ewige lewe kan hê. Maar dit is slegs beskikbaar vir elkeen wat glo. Die mens ontvang dit nie net sodat hy kan aangaan met die dinge wat hy reeds gedoen het in daardie dooie toestand nie. Hy ontvang dit sodat hy kan verander, sodat hy tot bekering kan kom, en weet dat dit alleenlik die Here Jesus is, wat vrykoop. Ware geloof is nodig, saligmakende geloof is nodig vir hierdie vryspraak om 'n realiteit te word in elke persoon. En daarom sê Paulus in Romeine 3 vers 25, hom het God voorgestel in sy bloed as 'n versoening deur die geloof. Daar het talle mense in die Bybel gevra, wat moet ons doen om gered te word? En die eenvoudige antwoord aan hulle was, soos wat ons sien in Handelinge 16 vers 31, glo in die Here Jesus Christus en jy sal gered word. En dit is die vryspraak wat beskikbaar is. Dit is God se regstellende aksie wat beskikbaar is vir elke mens wat glo. Ek sluit af. Ons het vanaand na hierdie gedeelte gekyk in Romeine en gesien hoe daar heeltyd hierdie twee kante teenoor mekaar opgeweeg word. Eers sien ons die mensdom se nood wat bewerk is deur een persoon, Adam. Hoe dit die hele wêreld ingespoel het, die hele menslike geslag na hom, omdat hy die federale hoof is van die mens. Hierdie nood wat die mensdom homself in bevind, is as gevolg van hierdie een oortreding van hierdie een mens. En dit het 'n absolute negatiewe nagevolg, dat alle mense geestelik doodgebore word, en die verdiende loon van hierdie doodsheid is die ewige poel van vuur aan die einde van dae. Maar God het van die begin af sy regstellende aksie vir hierdie nood van die mensdom bewerkstellig. En dit deur een mens, Jesus Christus, wat spesifiek gekom het om vry te kom koop deur die een daad van geregtigheid, die daad op die kruis, sodat elke mens ook die geleentheid kan kry om hom aan te neem deur die geloof, om deur hom gered te word, en om dan daardeur die belofte te ontvang van die ewige lewe, vryspraak te ontvang deur God, wat die sondeskuld dan verwyder en nooit weer daaraan dink nie. Maar die Here het vanaand vir u kom uitwys dat u en elkeen in hierdie verlore toestand gebore is, dat hierdie dooie toestand op elkeen van u van toepassing is. Hierdie dood lei tot die ewige poel van vuur, waar alle ongeredde mense een op pad is. En daar is geen manier wat u self daarvan af kan verlos nie. U kan u self nie vrykoop van dit nie. Behalwe as u God se regstellende aksie aangeneem het, en dit is slegs deur dit wat Jesus Christus op die kruis vir u kom doen het. Dat dit wat hy vir u persoonlik kom bewerk het. Niks van u sonde is vir hom verborge nie.
Want hy het vir elkeen van ons sondes, elkeen van u sonde wat hy weet van, niks is verborgen nie, het hy saam met hom op die kruis gedra, sodat u vergewe kan word deur die geloof, sodat u die geleentheid kan hê om deur God verenig te word, om saam met God weer verenig te word, om reggestel te word voor God. En die Here kom nooi u uit om sy regstellende aksie aan te neem, om te kom vat dit wat hy kom gee verniet. Sonder hierdie regstellende aksie, sal u die ewige lewe in die helse vuur deurwerk en spandeer. Nou die uitnodiging, wonderlike uitnodiging wat ons vind in Openbaring 22 vers 17 sê, en die Gees en die bruid sê kom. En laat hom wat hoor sê, kom. Laat hom wat dors het, kom. Laat hom wat wil die water van die lewe neem, verniet. En dit is 'n wonderlike uitnodiging wat die Here maak. Aan die einde van sy Bybel, aan die einde van die woord wat hy vir ons gegee het, kom maak hy nog steeds hierdie belofte en hierdie uitnodiging. Kom. En die Here wil hê dat u deur hom gered word. Die nood waarin u jouself bevind, dat u sal weet dat daar hierdie regstellende aksie deur hom geneem is, sodat hy u daaruit kan uitruk, en dat u nie die ewige poel van vuur hoef te verdurf nie, of te verdra nie. En u moet nie die kans laat verbygaan nie, want ons weet nie of die dag van môre nog daar is nie. Elke dag is nie versekerd nie. Elke dag is 'n geskenk uit God se hand uit. En daarom kan mens nie langer wag nie. Mens moet reageer. Laat die Here toe om u te reinig. Laat hom toe om u uit hierdie nood uit vry te koop, deur die geloof in hom, deur sy reddende genade, wat hy aan elke mens bewys. Amen. Maar ek wil, soos wat ons nou sit, met die oë toe, wil ek graag 'n uitnodiging maak, dat elkeen wat voel dat hulle onseker is, dat hulle God se regstellende aksie al aangeneem het, die een daad van geregtigheid op die kruis, om net vinnig u hand op te steek. Dit gaan nie oor my, ek hoef nie te sien nie, die Here sien, hy weet wat in die hart aangaan, hy weet of u sekerheid het, hy ken sy kinders. Daarom wil ek vra, as enige iemand voel dat hulle nie sekerheid van saligheid het nie, net vinnig u hand opsteek, dan kan ek daarvoor bid, en u kan dadelik laat sak. Kom ons bid saam. Ons groote God, almagtige Hemelse Vader, Here, ons dank U vir hierdie geleentheid en die woord ook wat U vir ons gebring het. Here, so eenvoudig soos wat die evangelie is, so eenvoudig dat enige iemand dit kan verstaan, kinders dit kan verstaan. Wil ek vra, Here, dat U hierdie waarhede in ons harte sal vasmaak. Ons weet, Here, dat ons soms vir onsself lieg, want bedrieglik is die hart bo enige ding. Alle dinge is nie verseker nie, Here. Maar die ene wat wel versekerd is dat U vir ons die uitnodiging gee om U aan te neem. Daarom is dit my gebed ook, Here, dat enige iemand wat sit met sekerheid of onsekerheid van hulle saligheid, dat hulle met U sal ontmoet, dat hulle sal erken, Here, dat U die enigste weg is, en dat hulle so ook, Here, U naam sal bely, en hulle sal bekeer tot U. Here, U is die een wat die vrug opwek, U is die een wat laat groei, wanneer dit daar is. U is die een wat die goeie werk begin en die goeie werk ook volëindig. En daarom wil ek bid en vra, Here, dat U met ons sal wees. Trek ons nader op 'n daaglikse basis. Laat ons genadetyd nie verbygaan, Here. Maar indien daar iemand is, dat hulle tot U sal bekeer. Dit is my gebed. Wees asseblief saam met elkeen in die week wat kom, na hierdie vakansietyd wat ons ook gehad het, en baie kinders en mense gehad het, ag Here, dat U met hulle sal wees ook in die tyd wat kom, dat U hulle sal deurtrek vir die res van die kwartaal, en ag Here, dat U ook die krag sal gee, en die wysheid en vrymoedigheid sal gee, om te kan deel dit wat in ons werklikheid is. En dit is die liefde van Jesus Christus. Ons dank U, Here, vir dit, en ons dank U ook vir die genade wat U vir ons wys van dag tot dag. En ons bid dit nie omdat ons dit verdien nie, maar in Jesus naam alleen. Amen. Ek wil U nooi om saam met my Halleluja lied 80 te sing. Daar's 'n dierbare kruis waar my Heiland bewys die liefde wat hy vir ons het. Daar is alles voldaan en die vyand verslaan. Daar word ek van sonde gered. Halleluja lied 80 en U kan staan sodra U die noot ontvang.
Mag nou die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader en die opsoekende gemeenskap van die Heilige Gees met die elkeen wees en bly. Amen.